Goeiedag, wat 'n voorreg om saam uit die Here se woord te reis. 'n Gunsteling TV-storie van wel eer wat my ouderdom weggee en wat dalk ook een van jou gunstelinge was The Golden Girls. Ek onthou altyd die ouma in die storie wat gesê het, "Picture this, Sicily 1922." Nou vat sy jou terug in tyd. Wel, vandag is Johannes 4 op ons radarskerm. Stel jouself die volgende voor. Picture this. Jesus daag in Samaria op. Godvreesende Jode, nadat hulle in Jerusalem was, het gewoonlik rondom Samaria gestap. Hulle het die Transjordaanroete geloop. Nie Jesus nie. Hy vat kortpad deur Samaria. En dit is 12:00 die dag dat Jesus opdaag by die put daar in Sigar en dat hy water kom vra by 'n vrou wat daar opdaag. Probleem. Dis 'n Samaritaanse vrou. Probleem. Jode en Samaritane praat nie met mekaar nie. Hulle haat mekaar. Hulle wens mekaar die slegste toe. Hulle kan mekaar nie uitstaan nie. Jode en Samaritane het letterlik mekaar se dood dikwels gesoek. Die heilige berg van die Samaritane was Gerizim. Jerusalem was die Jode sin. En nou is Jesus in Samaria en hy praat met 'n Samaritaanse vrou. So by so het mans nie met vroue in die publiek gepraat nie. Ek onthou ek 'n paar keer al tekste gelees het van Joodse rabbies wat gesê het, dit wys dat 'n man nie te intelligent is as hy met 'n vrou in die publiek praat nie. Jesus steur hom nie aan hierdie nonsens nie. Hy vra vir die Samaritaanse vrou water. Is dit nie aangrypend nie? Jesus is ook volledig mens. Ja, dit is God in lewende lywe, die woord wat mens geword het, wat God se heerlikheid onder ons laat sien, soos wat Johannes 1 sê. Maar Jesus gebruik nooit kulkodes nie. Hy laat nie gou 'n botteltjie hemelse water neersak wanneer niemand anders kyk nie. Hy maak nie gou spesiale brood vir hom en die disippels wanneer niemand anders weet nie. Jesus daag 12:00 die dag in Samaria op en hy's dors. Die seun van God wat kom om lewende water vir ons te gee, het gewone water van ons nodig. En daarom vra hy vir die vrou gewone water. En dan sê Jesus vir haar in Johannes 10, hy sê vir haar, as jy geweet het watter persent God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Wat 'n ruiltransaksie bied Jesus nie hier aan nie. Hy sê vir die vrou, gee vir my 'n bietjie regte water, gee vir my 'n bietjie water uit die put en ek gee vir jou my soort regte water. In die Griek staan daar letterlik, ek sal 'n persent vir jou gee. Ek sal 'n geskenk vir jou gee. Is dit nie mooi nie? Jesus kom aarde toe met 'n geskenk. Sy geskenk is lewende water. En dan sê hy vir haar, vers 13, elkeen wat van hierdie water drink uit hierdie put, sal weer dors word. Maar die water wat ek vir hom en haar gee, sal 'n standhoudende fontein wees wat opborrel tot in die ewige lewe. Praat van 'n dorstige Jesus wat water uitdeel. Nooit is Jesus selfsugtig. Nooit maak hy vir homself gewone water nie, maar altyd deel hy ewige water uit aan dorstiges. Gewone water en lewende water. Dit is wat nodig is. Ons almal word dors. Ons moet mekaar se dors help les. Ons moet botteltjies water uitdeel. Maar wanneer Jesus opdaag, dan sê hy, ek het 'n persent uit die hemel uit vir jou gebring. Ek is lewende water. Ek is 'n standhoudende fontein. Letterlik sê Jesus, dit sal soos hierdie bruiswater opborrel en opborrel en opborrel. Ek gee so baie water, dat as jy jou dors by my kom les het, dan sal jy nie vandag weer 'n geestelike dors hê nie, en ook nie môre en oormôre nie, en ook nie wanneer jy sterwe nie. My water borrel oor tot
in alle ewigheid. Daar gebeur 'n mooi ding in Samaria, wanneer Jesus koers kies om by die Samaritane se put te gaan sit. 'n Vrou, 'n Samaritaanse vrou, vind lewende water. Uiteindelik sê Jesus vir haar, wanneer sy vra, wie is die Messias, dan sê hy vir haar, dit is ek, vers 26, dis ek wat met jou praat. Lewende water is hier. God stuur self sy seun om ons dieper dors aan te spreek. Hy kom self om ons diep hinkering na die Here te vervul. Dit is ek wat opgedaag het in Samaria. Dit is ek wat opgedaag het in Suid-Afrika. Dit is ek wat opgedaag het in jou binnekamer. Dit is ek wat opgedaag het in jou lewe. En as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy gevra het, en ek sal vir jou lewende water gee. Ek sal vir jou God se persent gee. Nou toe, dis wat ons moet doen. Jesus kom met 'n persent. Hy kom nie om ons reg te sien en reg te ruk en op ons plek te sit en om ons te straf nie. Hy kom met lewende water. Hy self, na sy mensheid wat weet wat dit is om honger en dors te wees, kom as God ook, wat weet wat dit is om vir ewig honger en dors te wees. En daarom kom sê hy vir jou en vir my, ek praat nou met jou. Ek bring God se geskenk in hierdie oomblikke na jou toe. Ek is die water wat vir ewig lewe gee. En soos Jesus in Johannes 7 sê, elkeen wat uit hierdie fontein drink, 'n stroom lewende water, sal vir altyd uit hulle binneste vloei. Kom ons vra vir die Here vir hierdie water. Baie dankie Here Jesus dat U opdaag as die lewende water self, dat U die geskenk uit die hemel is. Dankie dat U ook gewone water nodig het, maar dankie dat U lewende water in ruil vir ons elkeen gee. Dankie dat ons dors by U kan les, tot in alle ewigheid. Amen.